Ons gaan oor na ons voorbereiding toe. En daar is die name. Jacques Hugo met die afsterwe van sy mamma. Ons begrafnisdiens is 12:00. Marita Tron met die afsterwe van haar moeder. En dan daar is 'n naam. Nian Grobler, kanker, 13 jaar oud. 'n pragtige kind. Ek loop op pad met hom. 13 jaar oud, groot, sterk, aantreklik, vol drome, vol ideale, baie intelligent, baie sportief. Elke keer as ek hom sien, dan gryp hy my vas, dan begin die trane net te loop. Hy moet 14 behandelings kry. Hy het so pas sy 6 voltooi. So daar's nog vreeslik baie wat op pad is, maar die swaar behandeling kom nou eers. Hulle praat van die rooi duiwel. Nou dis blykbaar iets verskrikliks. So daai naam gaan permanent op ons bord bly. Broers en susters, tot dat 13-jarige kind gesond is en hy voor ons in die kerk kom staan en julle net van my drukkie kan kom gee. Kom ons bly bid, asseblief maak dit 'n daagse prioriteit om vir Nian te bid. Dan het ons vir Piet de Tooy en Nick van der Berg. Dis twee van ons lidmate, verswakte bejaardes, wat almal maar net deur 'n baie moeilike tyd gaan, so kom ons bid ook vir hulle in die familie. Dis vir Piet de Tooy en Nick die Jager. Dan Marga Botha, Marga wat daar agter sit, haar pappa ly ook aan kanker, so Marga vir jou Nelius. Ons bid ook vir julle in hierdie tyd. En dan Bert Kloppers wat hier voor by my sit, is ook op die oomblik in behandeling vir kanker. En hy het net vir my gesê, nou vat dit hom. Nou begin dit aan hom vat. So daar's die name, ek gee so 'n minuut of 2 net vir stil gebed, net vir stil gebed. Kies 'n naam daar, maak dit asseblief jou prioriteit vir die res van die week, en dan sal Bernard vir ons voorgaan 'n gebed. Kom ons word stil voor die Here. Troue God, Here, ons hemelse Vader, aan U kom toe die lof van ons harte. Here, wat 'n groot voorreg is dit as 'n gemeente weer vanoggend hier bymekaar te wees, om uit die woord uit te leer en ook die gemeenskap van die heiliges te kan beleef. Here, ons dankie vir soveel seëninge wat ons so mildelik uit die hand uit ontvang. Here, dat ons in gesondheid hier kan sit vanoggend. Ons wil so in besonder dink aan hierdie mense wat ons ook hier op ons lys het. Here, U weet wat die hartseer is, wat die uitdagings in elkeen van hulle se lewens. En ons pleit en bid maar net, Here, dat U ook daar vertroosting sal gee. En Here, dat U ons ook in hierdie prosesse lei. Ons weet, Here, dat ons is totaal van U afhanklik. En ons dank U dat ons U liefde ook in hierdie tyd so kan ervaar. Ons wil bid, Here, dat U met ons sal gaan in hierdie week. Hou ons vas in U liefde. Lei ons deur U Gees. Here, dat ons weet, waar ons ook al gaan, dat ons U lig sal laat skyn. Dat mense kan sien, Here, ons is U kinders, deur U uitgekies vir 'n ewige lewe, eendag saam met U, saam met ons geliefdes. Ons bid dat U met ons wil wees in hierdie erediens. Seën ons, Here, en ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Die WhatsApp wat uitgegaan het gegaan oor Paulus se kopskuif, maar as nie Paulus se kopskuif nie, dis Petrus se. Nou, hulle is nie heeltemal dieselfde ouens nie, maar hulle is amper dieselfde ouens. Maar dis Petrus se kopskuif. Die res van die jaar gaan ek sleuteltekste kies oor Christus. Dis die fokuspunt. En elke keer gaan ons net 'n element uithaal wat ergens waar geskrywe staan in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, wat elke keer 'n ander soeklig op Christus sit. So Petrus, in elke hoofstuk kom hy met 'n kernwoordjie uit. En daai kernwoordjie is baie belangrik. So in 1 Petrus 1 gebruik hy die woordjie, hy het ons losgekoop, die woordjie losgekoop. Daar word ons klaar gepreek. My vorige keer wat ek gepreek het, was 1 Petrus 2 vers 21, waar die woordjie gebruik word, voorbeeld. Maar daai voorbeeld, daai woordjie in die Grieks is presiese afdruk, naamlik dit soos 'n kopie. Vandag praat ons oor dieselfde versie net 'n bietjie verder. 1 Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Hy het ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Vir jou baie maklik om te verstaan.
Dis nie so 'n big deal nie. Jy het daarmee groot geword. Maar ek en jy gaan nou 'n pad loop van Matteus 16 tot 20 oor wat met Petrus en die mense rondom hom gebeur het, rondom Christus. So ons begin op hierdie stadium by die punt wat ek voorstel dat jy niks weet. Dis die belangrike woordjie, dat jy niks weet. Petrus moes 'n radikale kopskuif maak oor Jesus en die ware betekenis van God se koninkryk. Elke Jood het met 'n baie spesifieke verwagting geleef in hierdie twee sleutelwoorde, dat daar uit die geslag van Dawid die Messias en die koning gaan kom. Die Messias sou die Jode verlos van hulle onderdrukkers en die koning sal op die troon van Dawid in Jerusalem gaan sit en vanuit Jerusalem uit gaan hy nie net oor die Jode regeer nie, maar oor die wêreld. So in die jare 200 voor Christus, daai tydperk, was die Jode konstant gewees in opstand gewees teen hulle onderdrukkers. En kort het daar 'n persoon na vore gekom wat 'n baie sterk dinamiese leier was. En dan sou die volk sê, hierdie persoon is ons Messias en ons koning, net om later te sterwe. So in daardie tydperk van 200 jaar voor Christus, daai hele tydperk, was daar konstant individue gewees wat na vore gekom het wat gesê het, ek is die Messias, ek gaan julle verlos van onderdrukking en ek is die koning uit die geslag van Dawid. Ek gaan op die troon in Jerusalem sit, die paleis van Dawid, en ek gaan regeer. Keer op keer was die Joodse volk teleurgesteld gewees, want die Messias het nooit gekom. En op 'n dag, toe loop daar 'n nuwe storie. Die Messias en die koning is in ons midde. Hy maak disippels bymekaar. Hy preek. Hy's baie slim. Hy's slimmer as ons skrifgeleerders en ons raadgewers. Hierdie persoon is 'n miracle worker. Hy doen allerlei wonderwerke. Hy laat blindes sien. En weet julle waaroor praat hy? Hy praat oor die koninkryk van God. Hierdie persoon is die Messias en die koning wat ons verwag. Op daardie stadium was Jerusalem onder beleg van Rome gewees. En hulle het geglo in daardie tyd dat hierdie persoon wat gebore is uit Josef en Maria, wat uit die stam van Dawid uitkom, dat hy die Messias en die koning is. Uiteindelik het hy gekom. As Messias gaan hierdie persoon hulle red van die Romeine en hy gaan op die troon sit en hy gaan heers. So het al hoe meer mense hom begin volg en rondom hom was daar 12 disippels. Maar sy familie was net so beïndruk gewees met hierdie jongman Jesus. En ook sy familie het geglo, hy is die Messias en die koning. Uiteindelik het die verlosser van Israel na vore getree. Ons gaan nie langer meer onder die onderdrukking van die Romeine staan nie. Ons koning is gebore. En toe gebeur die skokkende, dat hierdie jongman Jesus in Matteus 16 sê, ek gaan na Jerusalem toe, om deur die skrifgeleerdes, die owerstes en die leiers van hierdie volk gekruisig te word. Hulle het geweet hy gaan Jerusalem toe, maar hulle het gedink hy gaan na Jerusalem toe as Messias en koning, om 'n revolusie te lei in die hoofstad Jerusalem. En daarom het hulle met hierdie verwagting geleef, hy is op pad Jerusalem toe. Die groot bevrydingsstryd het aangebreek. Die Romeinse mag gaan geknak word. Uiteindelik ons onafhanklikheid. En hier kom hierdie ou en hy sê ek gaan sterwe. Aanvanklik het hulle gedink hy maak 'n grappie. Toe herhaal hy dit. Ek gaan weer sterwe, hy kondig dit weer aan.
So gebeur daar 'n klompie gesprekke en hierdie Jesus sê vir die 3de maal, ek gaan sterwe. Oh my word. Hy is niks anders as die voriges nie. Die voriges wat gesê het, hy is die Messias en die koning. Wat het van hulle geword? Hulle het almal gesterwe sonder dat daar bevryding in getree het. En nou is daar 5 argumente, en hierdie 5 argumente moet jy saam met my deurstap. 5 verskillende persone tree in 'n gesprek met hom. En in daardie 5 argumente sien jy die kernspiritualiteit van moderne godsdiens. So volgende is 'n baie siniese preek, maar is ook 'n baie skerp preek. Petrus is die heel eerste ou wat reageer. En Petrus sê, mag God dit verhoed. U sal beslis nie sterwe nie. Petrus het geglo in die koninkryk. Hy het geweet hier is niets op pad. Maar dit sal nie deur die dood plaasvind nie. Petrus het geglo in 'n koninkryk. 'n bloedlose koninkryk. 'n bloedlose koninkryk is 'n koninkryk sonder kommitment, is 'n koninkryk sonder 'n prys, is 'n koninkryk sonder toewyding. In 'n bloedlose koninkryk kan jy van hierdie kant na daardie kant na daardie kant toe pop. Jou lewe is nie verbind daaraan nie. Daarom sê Petrus op 'n stadium heel wat later vir die Jesus sê, o, as jy dan maar uiteindelik moet sterwe, maar glo my, jy gaan beslis nie sterwe nie, dan sal ek saam met u sterwe. Waarop Jesus gesê het, jy gaan my verraai. Hoekom sê Jesus dit sê? Want Petrus het geglo in 'n bloedlose koninkryk. Kerkmense, lidmate, glo in 'n bloedlose koninkryk. Vandag oor die wêreld is daar verskillende teologieë, soos die teologie van bevryding, die teologie van revolusie. Vandag kry jy mense wat kerk toe gaan, wat nie 'n kommitment het nie. Daarom is dit baie maklik om van hierdie plek, na daardie plek, na daardie plek, na daardie plek te pop. So Petrus spreek hom aan. Jy sal nie sterwe nie. Geen kommitment, geen toewyding, jy gaan bly lewe, jy is die Messias, jy gaan ons verlos, jy gaan regeer, maar sterwe, gaan nie sterwe nie. Net daarna, toe Jesus het weer aankondig, toe raak Petrus 'n bietjie ongeduldig, en dis die tweede commitment, of die tweede spiritualiteit. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal ons daarvoor kry? So wat Petrus sê, hey, ons het alles prysgegee. En die konteks gaan oor die ryk jong man. Nadat Jesus met die ryk jong man gepraat het, het Jesus sê, verkoop alles en volg my, en dan staan daar, en hy het hartseer weggegaan, en net daarna vind hierdie gesprek plaas. En daar staan letterlik geskrywe, die disippels was ontsteld geweest oor die gesprek wat plaasgevind het. Hoekom ontsteld? Kom ons vee gou 'n bladsytjie skoon. Ek het al baie meermale gehoor dat die mense praat van die disippels van Jesus as dom en arm. Doodgewoon nie waar nie. Hulle het almal in die vissersmanbedryf behoort, wat in daardie tyd 'n baie lonende bedryf was. En dom? Nee, almal het skolastiese opleiding gehad. So hulle was eerstens nie arm nie, tweedens nie dom nie. Nou sê Petrus, o, jy gaan sterwe. Jy gaan sterwe. Ek het alles verlaat om jou te volg. Wat gaan ek daaruit kry? Hierdie sinnetjie moet mooi hoor. Wat gaan ek daaruit kry? Kerke word gestig. Dan vra die lidmaat, wat hou dit vir my in? Charismatiese kerke kom tot stand en die leiers vra, wat hou dit vir my in? Elkeen van ons wat vandag ergens op 'n plek hoort, vra die vraag, wat is die big deal? Wat kry ek daaruit? Petrus, o, jy gaan sterwe. Ek het alles verlaat om jou te volg. Hy sê jy gaan sterwe. Wat kry ek daaruit? Het jy al meermaal daai vraag gevra nie? Wat kry ek daaruit?
Ons vra almal daai vraag. Ons sal almal weet, as ek gaan hierdie ding behoort, wat kry ek daaruit? Petrus het nie antwoord gekry nie. Jesus het hom nie geantwoord nie, want hy het geweet wat wag in die toekoms. Maar Petrus se aanvanklike spiritualiteit, soos baie vandag in die moderne tyd, vra die vraag, as ek hier aanbehoort of ek doen dit, wat kry ek daaruit? Derde enetjie, baie interessant, ook in dieselfde konteks. Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Want jy dink nie aan wat God wil nie, maar wat aan mense wil. So terwyl Petrus in gesprek was, dis 'n hele gesprek, ek haal net hierdie stukkie uit, spreek hy nie vir Petrus aan nie. Hy spreek die Satan aan. Want die Satan was in hulle midde. En dan is hy 'n gevalle engel. Hy is 'n gevalle engel. Maar hy's nie afwesig nie. Hy's daar. Derde spiritualiteit. Ons vra die vraag, wat wil die mense? Wat wil die jong mense? Wat wil die ou mense? Wat wil hierdie generasie? Wat wil daardie generasie? Elke keer wanneer 'n kerk of 'n gemeente daai vraag vra, is hy in die moeilikheid. Absoluut in die moeilikheid. Want generasies kom en generasies gaan en behoeftes verskil. U sal nie weet oor die afgelope 20 jaar wat ek in hierdie gemeente was, 30 jaar, wat die mense elke keer in my analise in die kerkraad kom en sê, ons moet doen wat die jong mense wil hê ons moet doen. Dan doen ons dit. Net om later agter te kom, o ja, dit het gewerk, maar het ook nie gewerk nie. So ek gaan nou hierdie klassieke voorbeeld noem. Op 'n stadium, ons moet doen wat die jong mense wil. Toe kry ons vir Rodney Siel, Christian Ackerman en Gys, as die jeugwerkers. Die eerste aanddiens, 800 mense met 'n band. Die tweede aanddiens net daarna, 400 mense met 'n band. Die derde aanddiens was Rodney en Christian hierdie ouens lei, kerk het vol gesit, 200 mense. Die vierde aand, stop die ouers hier met hulle karre, laat hulle kinders op en vat hulle oor na 'n gemeentetjie aan die ander kant toe waar hulle moderne musiek speel. En daar sit ons met Rodney wat ons moet betaal, met Christian en met Gys. En die getal van die jong mense is presies terug waar hulle voor die tyd was. Ons het gedoen wat die jong mense wil. Maar weet jy wat sê God, Jesus? Ons gaan moet doen wat God wil. Dit word die kernvraag. En om dit uit te vind, moet 'n gemeente soms in gebed ingaan, in gesprekke met mekaar tree, gedagtes uitruil, onder leiding van die Heilige Gees en die gemeenskap van die gelowiges, idees wissel en ruil met mekaar, saam te bid daaroor. En dan wanneer 'n groepie kom en sê, weet julle wat, dit voel asof die Here vir ons sê, ons moet in hierdie rigting in beweeg, doen ons presies dit. Maar die oomblik, as jy begin die lyn volg van, ons moet doen wat die mense sê, is ons presies by Jesus wat die Satan aangespreek het en gesê, gaan weg agter my, want jy bedink nie wat God wil nie, wat die mense wil. Die vierde spiritualiteit, kom by Salome. Salome was 'n suster van Maria, Jesus se ma. So is family. So in hierdie hele 4 hoofstukke kondig Jesus konstant sy dood aan, maar toe kom hy op 'n stadium, toe draai hom na Petrus, toe sê hy vir Petrus, jy is die rots op hierdie koninkryk gebou gaan word. Nou ek en jy wat nou terugwerkend daarna kyk, weet presies wat dit beteken, maar dis nie wat die mense daai tyd verstaan het nie. Wat hulle daai tyd verstaan het, is die volgende. Jesus wat die leier van hierdie beweging is, gaan sterwe. Hy het sopas sy opvolger aangewys. Daai opvolger is Petrus. So in hierdie beweging van die Messias en die koning, die nuwe bevrydingsleier, gaan Petrus wees. So in hierdie groep van 12, het Jesus vir Petrus uitgekies. En Salome
was die duiwel in gewees. Want hier is sy twee neefies, Jakobus en Johannes, en hy kies 'n vreemdeling. Hy kies vir Petrus. So Salome moes die ding in haar kop gaan uitwerk en van self gesê het, as Petrus dan die nuwe koning gaan wees. Elke koning het wat ons noem 'n linker en 'n regterhand in daai tyd gehad. Met ander woorde, sy twee handlangers. En al twee was net so sterk, want die koning gee die opdrag, maar die linker en die regterhand gaan voer dit uit. So dis magsposisies. So Salome sê, Jesus, as jy dan eventually gaan sterwe, want jy sê mos jy gaan sterwe, jy het dit klaar vir Petrus aangewys, wil jy nie asseblief my twee seuns dit oorweeg, om hulle in die ander magsposisies in te sit. Toe die res van die disippels dit hoor, toe bars daar pandemonium uit. Want hulle het aanvaar, Petrus gaan die nuwe rots wees, maar o wee, die res van hulle kan mos maar die linker en die regterhand wees. Kom behoort ek in 'n kerk? Kom behoort ek in 'n gemeente? Kom wil ek 'n leier wees? Gaan dit oor mag? Gaan dit oor beheer? Wil jy die sterk ou wees? Of gaan dit oor diensbaarheid? Salome het dit nie verstaan nie. Die ander het ook nie verstaan nie. Hulle het gedink, hierdie nuwe koninkryk gaan oor mag en nie oor diens nie. En dan kom ons by die samevatting. Die Emmausgangers was deel gewees van die familie van Jesus. Kleopas en sy vrou en 'n paar ouens is die Sondagoggend nadat Jesus gekruisig is op pad na Emmaus toe, se dorpie net buitekant Jerusalem. Hulle keer nou terug. En terwyl hulle so al met die pad langs stap, bespreek hulle die dinge wat plaasgevind het oor die naweek, want hulle was uit hulle veld uit geslaan en soos die res het hulle geglo dat hierdie Jesus is inderdaad die Messias en die koning. Hulle het nooit gedink hy gaan sterwe nie en inderdaad hy sterwe, hy is dood. En daarmee is daar 'n kruis getrek, 'n streep getrek deur hulle messiaanse verwagting en 'n koningverwagting. Dit waarop hulle gebou het, lê in skerwe. Nou loop hulle en hulle bespreek dit met mekaar. Toe hulle weer sien, toe staan hier 'n vreemdeling tussen hulle. En die vreemdeling vra, "Hey, hoekom is julle so ernstig?" En Kleopas sê, "Jy moet 'n vreemdeling in Jerusalem wees. Waar was jy die hele naweek gewees? Het jy nie gesien wat Vrydagoggend gebeur het nie? Het jy nie gesien wat hierdie loop van die dag gebeur het nie? Het jy nie gesien, hulle het Jesus gekruisig." En nou praat hy. Hulle het geantwoord, "Waaroor praat julle?" Die dinge, nou moet jy mooi kyk op die woorde. Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, hoor mooi. 'n Profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. 'n Profeet. Jesus, die Messias en die koning, is net 'n profeet, magtig in woord en daad. En nu die priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en om te kruisig. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. So gehoop. So gehoop. Was jou droom al verpletter gewees? Het jy gehoop op werk wat jy gaan kry en dan kry jy dit nie? Het jy gehoop op verhoging wat op pad is, verhoging, kry jy dit nie? Daai wanhoop, absoluut verpletter stikkend geslaan. Boonop is dit vandag die 3de dag, nou dis belangrik. Nie sommer net 'n sinnetjie. In die Ou Testament was daar nie 'n dokter gewees wat jou dood verklaar het nie. So as hulle gedink het jy is dood, dan laat hulle jou vir 3 dae lê. Hulle los jou. Jy lê vir 3 dae. En as jy aan die einde van daai 3de dag nie weer lewendig word en opstaan nie, dan is jy dood verklaar. So daai woordjie en boonop is dit vandag die 3de dag. Beteken, hy is dood. Hy is dood. Petrus het die pad gevat, die rots. Hy het gehardloop. Ek ken hierdie ou glad nie. Ek weet nie van wie julle praat nie. Hy het 'n paar kragwoorde gebruik om te ontken dat hy ooit iets te doen gehad het met hierdie Jesus. En dan die kop skuif. Paulus op pad na Damaskus het 'n kopskuif gehad.
Barnabas het 'n kopskuif gehad. Jakobus en Johannes het 'n kopskuif gehad. En jy? Jou kopskuif is baie maklik. Gaan oor Jesus. Ek wil dit weer en weer en weer sê, tot die dag dat ek my kop gaan neerlê, wil ek terugkom na die eenvoud van die evangelie. Gaan nie oor kerke nie. Gaan nie oor rituele nie. Ek en Bert het net daar gesit en eintlik gelag toe sê, Bert, kan jy nog die tyd onthou wat die gemeente in die kerk ingekom het, dan doodstil gesit het en niemand het 'n woord gesê nie. En as 'n baba gehuil het, dan het hom so skeef aan gekyk. Dan lui die klokke. Dan kom die dominee ingestap met sy wit das en sy swart pak, dan staan op die kansel, dan kom die ouderlinge ingestap en die dakens kom ingestap met hulle swart pakke en wit das en dan het die hoofouderling sy kop so geknik en dan het hulle mooi gaan sit. Weet die een wat 'n woord gesê het in daai erediens. Weet die een. Ja, dis kerk. Beautiful. Tradisioneel, geen probleem. Maar weet jy wat gaan oor Jesus? Gaan oor Jesus. So die kopskuif het toe ek by Petrus gekom. En toe klik Petrus, en nou moet ek gaan my horlosie dop hou, het gaan my net 5 minute vat. Dat Jesus was inderdaad die Messias en die koning, maar die vervulling van Jesaja 53. Hy sal beslis nie sterwe nie. As Messias moes hy as koning, nou moet jy saam met my net hierdie tekste beweeg. En dan sê jy vir jouself, ek glo dit. Ek glo dit. As Messias moes hy sterwe en as koning moes hy opgewek word. Oor ons oortredings, kyk mooi, is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde is ons genees. Petrus, ek moet sterf. Petrus, ek moet sterf. Petrus, ek moet sterf. Hy is inderdaad gekruisig. Hy het 'n wrede dood gesterf. Gaan doen jouself te moeite, gaan doen navorsing oor die wyse hoe Jesus verhoor is, hoe hy gespot en gelaster is, dit het ek in my vorige preek gedoen, die impak van die geesteling waarmee hulle hom geslaan het, 39 houe, spykers waarmee sy bene deurboor is, aan 'n kruishout waar hy gehang is, dan vat hulle 'n spies en druk dit in sy sy in. Jy kan jou nie meer pyn indink. Petrus, ek moes sterf. O Petrus, jy het my gevra, wat hou my sterwe vir jou in? Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Hy het 'n graf gekry by die goddeloses. Hy was 'n sondaar in sy dood, al het hy nooit 'n misdaad gepleeg, of al was hy nooit vals nie. Petrus, ek het jou sondes aan my liggaam die kruis uitgedra. Jou graf en my graf was jou graf. Die pad wat ek moes loop, Petrus, moes ek namens jou loop. Wat hou dit vir my, vra Petrus? Nie bevryding van die Romeinse owerheid nie. Bevryding van ons sondes. Jy moet jouself die vraag afvra, watter slawerny is die grootste? Politieke slawerny of in die mag van jou sonde te wees? Ek het gister 'n baie lang maande saam met 'n vriend van my golf gespeel. Hy's absoluut in trane oor een van sy medegenote, 'n skatryk man, wat 'n verslaafde is aan drank en 'n verslaafde aan dobbel. Hy's besig om sy rykdom te verloor. Waar lê die groter bevryding? Politieke bevryding, Petrus, bevryding van jou sondes.
Jy het geen idee wat dit beteken om 'n slaaf te wees van sonde. Derde een. Hy het nie gekom om die wil van mense te doen nie, maar die wil van God. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom is die wil van die Here se doel bereik. Deur hom is God se doel bereik. Boeties en sissies, gaan nie oor wat die mense wil nie. Ek weet dit bly 'n sensitiewe vraag. En ek weet dit bly sinnetjie wat ons meermale gebruik, ons moet uitvind wat die mense wil. Die mense weet nie altyd wat hulle wil nie, maar kanthandtekening. Kom ons begin 'n pad te loop, om uit te vind wat God wil. Vierde enetjie. Ons het so gehoop, dat hy is wat Israel sou verlos. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Waarin lê die bevryding? Nie van politieke mag nie, maar die feit dat jy in Christus vrygespreek is, van jou sondes, en die straf, en die oordeel. So as jy vanoggend hier voor my sit, is jy vry, omdat Christus jou gesterf het, en jy deur sy bloed vrygespreek is. Een van die grootste voorregte om 'n Christen te wees, om te leef onder die vryspraak. Ek is vry, ek is vry, ek is vry, soos 'n arend kan ek vlieg. Niks wat my bind, niks wat my vashou. Een aan die regterhand en een aan die linkerkant. Posisie van mag. Daarom het hom 'n ereplek onder die grootes gegee. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het, as 'n misdadiger beskou is, omdat hy die sonde van baie op hom geneem het, en vir die oortreders gebid het. Hy is inderdaad die koning. As Messias het hy gelei. As Messias is hy gekruisig. As Messias het hy ons vrygemaak. As koning regeer hy op 'n nuwe koninkryk, die koninkryk van God. Nuwe posisie van gesag. Maar die pad om daar uit te kom, was deur die dood. Petrus, verstaan jy nou? Ek moes Jerusalem toe gaan, om gekruisig te word, om te sterwe, sodat jy die lewe kan kry. Ek vat hierdie punte kort saam. Die fundament van God se koninkryk is gebou op die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Geen ander fundament. In die koninkryk van God gaan dit nie oor wat jy daaruit kry nie, maar oor die gawes wat God skenk, die ewige lewe. Wat kry ek daaruit? Die ewige lewe. In die koninkryk van God gaan dit nie oor wat die mense wil nie, maar wat God wil. Weet jy hoe bevrydend is dit, om onder God se wil te lewe? God se wil straf jou nie. God se wil het die beste vir jou in gedagte. In die koninkryk van God gaan dit nie oor die posisie van mag nie, maar 'n gees van diensbaarheid. Soos jy vanoggend hier voor my sit, het jy genadegawes. Jy is 'n unieke mens. Gebruik jou talente, jou vermoëns, nie om te sit nie, maar om dit met ander te deel. Die koninkryk van God word jy van sonde verlos, nie onderdrukkende owerhede nie. Petrus, verstaan jy nou? Ek moes sterwe. Amen. Praat vir 'n oomblik met die Here, waar jy net eenvoudig vir die Here sê, in U naam op die koninkryk gaan ek my lewe bou. Ek gee geleentheid vir stil gebed.
Ek gee geleentheid vir die dankoffer en dan sluit ons af met ons slotlied.